Goeiemôre gemeente. Ek wil julle net almal welkom hier so in die huis van die Here. Ek hoop u sal vervul word met die Heilige Gees terwyl u hier so is. Ons wil ook net dan 'n paar afkondigings doen. Vir voorbidding wil ons net vir Marita Klopper in die Here opdra. Kom ons sluit ons oë, dan dra ons net in die Here op. Ons wonderlike God in die hemel, Vader, ons kom in hierdie oggenduur na u toe en ons sê vir u baie dankie, Here, vir al die seëninge wat ons so onverdiend uit u hand ontvang. Ja, Here, die natuur is mooi daar buite. U het vir ons gevra vir reën en u het vir ons gegee. Ons sê vir u baie dankie, Here. Maar ons hart kom vanoggend en ons bloei, Here, en ons wil Marita Klopper aan die opdra. Daar was sy baie siek is, Here. Sal u asseblief toch by haar wees, dat sy u nabyheid sal aanvoel, Here. Wil u ook haar genees op u manier en op u tyd, asseblief onze Vader. Ons vra dit wat ons weet, ons aanbid 'n wonderlike, liefdevolle God, die groot geneesheer. Amen. Dan verjaarsdag, die 14de is Mani Forsie, die 15de is Sakkie Potgieter, die 18de is Mia en Henning. Ons hoop julle het 'n lekker dag en julle word baie bederf en julle geniet die dag. Dan doen die burgers op verlof van die 12de af tot die 4de Januarie. Is daar enige probleme en enige wykes, is julle vry om my te kontak. Ek sal help sover ek kan. Dan wil ons net hier onder die aandag bring dat die Kersdag se nagmaal en erediens verskuif na 9:00 die oggend toe. En nie 8:00 nie, so ek onthou net dit verskuif na 9:00 die oggend toe, asseblief toch. Dan die geloftefees word by die hotel gehou, dit is dinsdag, DV dinsdag, en om 10:00 die oggend, maak dit seker van die tyd, 10:00 die oggend, en dit word behartig deur Pieter van der Walt en Jacobus Silver. Ek dink dit is al die afkondigings. Ja, baie dankie. Dan wil ons net weer vir hom Blaar baie welkom sê hier so op die kansel. Baie dankie dat jy vir ons uithelp om Blaar vir hierdie tyd wat Werner op verlof is. Baie dankie. Ons sien uit na jou dienste. Ons geniet altyd dit wat u vir ons vertel. Amen. Aan julle almal hartlike goeiemôre. Baie welkom in hierdie erediens, die Here se erediens. En dit is 'n voorreg vir my om dan ook vanmôre sy woord hier te kan bedien. Sy boodskap wat hy vir my gegee het en wat ek met groot graagte en onderdanigheid aan hom hier wil kom aflewer vanmôre. Ek is maar net die instrument. Hy is die groot prediker. En dit is so wonderlik om in sy diens te staan. Dit is so wonderlik om geseën te word met oorvloedige genade van bo. Mag dit dan ook vanoggend in hierdie uur vir julle elkeen hier teenwoordig iets besonders sal wees. Mag die Heilige Gees ook kragtig in my en in julle elkeen werk vanmôre. Ook almal wat na hierdie diens inluister, ook daar by huis vergesig, baie welkom. O Here, ons God, wanneer ons nou voor U buig in aanbidding, hier aan die begin van hierdie diens, dan doen ons dit met die nodige eerbied en ontzag. Doen ons dit met dankbaarheid vir dit wat U alles vir ons doen. Doen ons dit met lofprysinge diep uit ons harte. Amen. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees groet julle almal hier met hierdie wonderlike woorde, genade, barmhartigheid en sy vrede. Kom ons sing dan hartlik saam hierdie pragtige Kerslied ten aanvang, lied 349, kom kinders besing met 'n vrolike stem,
die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld, deur eeue verwag. Kom ons sing al 4 versies hartlik saam. Kinders besing met 'n vrolijke stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld, deur eeue verwag. Kring 'n klein dorpie in duister gehul, 'n huis word is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. In rede gekrip as hy bedjie berei, die kind van die harte van almal verbly, omhoog uit die hemelse engele eer, die herders en wyses kom kniel voor hom neer. Ons spring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde ons Heiland en Heer, verlos van die sonde sing ons te saam, die roem en die eer van sy heerlike naam. Kom ons buig nou voor die Here in aanbidding. Ons dierbare Here, wat is die mens? Wat is ek? Dat U so aan ons dink. Dat ons nog kan leef in die volheid van U genade. Gebroke, soms verguis, soms eensaam, en altyd maar daar jou sondetjies.
wat ons maar net nie kan ontsnap nie. Wat is die mens? En dan kom hy en hy sê vir ons, julle is my kinders. Julle wat my aangeneem het as julle verlosser. Julle wat in die geloof wandel met julle oë op my gerig. Julle is myne. Ek is Jesus wat gekom het na hierdie aarde om te red en te verlos. En daarom sê hierdie wonderlike meester vir ons vanmôre, loop op my pad, want alle paaie lei na Jesus. En nou is ons vanmôre hier, en u is hier. En ons besef ons nietigheid en ons menslikheid en ons sondigheid. En ons kom maar net om vir u te vra, Here. Voed ons. Voed ons met sielevoedsel. Want ons het dit nodig in hierdie tyd wat ons beleef. In hierdie dae. Sodat ons ook versterk kan word om waarlik fees te kan vier. 'n Fees in welbehae en laag aan u voete. Dankie, Here, dat u ons verstaan. En help ons, Here, dat ons elke dag in nederigheid, met eerbied en ontzag, sal wandel in u lig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nog 'n lied tot eer van die Here, en dan noem ek vir u lied 348. Die 348, daai pragtige stille nag, heilige nag, al twee versies, Jesus kind, lank verwag, lig uit die ryk, uit die lig, uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind. Al twee versies, lied 348.
En daarom kan ons juig, want hy het gekom. Hy het gekom na 'n bedorwe, goddelose wêreld. En hy is nog hier, want hierdie wêreld is steeds bedorwe en steeds goddeloos. Liewe broer en suster, dit is die wens van my hart, dat in hierdie tyd ons net nader en nader aan hom sal kom. Ja, daar's niks verkeerd met 'n kersboompie in die huis nie. Daar's niks verkeerd met die kersliggies nie. Daar's niks verkeerd met die geskenkies nie. Daar's niks verkeerd met 'n maaltyd nie. Maar wanneer ons Kersfees vier en ons staan nie in die regte verhouding tot God nie. Met ander woorde, as Kersfees sy koms nie in ons harte is nie, dan beteken Kersfees niks nie. En ek het baie gedink, toe ek die uitnodiging gekry het om 'n reeks dienste hier te hou tot die 4de Januarie. En ek kan vanmôre met alle eerlikheid getuig. Die Here het my so gelei om dan juis hierdie boodskappe, juis in hierdie tyd, juis op Sastron te kom lewer. En dis die gebed van my hart, dat die Here ons wonderlik sal seën, dat ons harte sal oopgaan, om die evangelie boodskap in sy volle rykdom te ontvang, en Jesus Christus toegang te gee, tot ons hele lewe, tot ons volle hart. Mag dit dan ook so wees. Ons ankerlied by elke geleentheid tot die 4de Januarie sal dan ook wees die oorwinningslied waarmee ons sal afsluit. En die oorhoofse tema is, soos wat Edith alreeds van kennis geneem het, alle paaie lei na Jesus. Alle paaie lei na Jesus. En daardie pad is ook gereed vir ons om daarop te wandel. Vanoggend gaan ons stil staan by God se item op my feesprogram. En volgende Sondag gaan ons sien wie is Jesus met die tema Jesus is die een. Niemand anders nie. Kom ons lees dan nou uit Daniël hoofstuk 5. Uit die Ou Testament. Ons vind vir Daniël nou net daar, so na Jesegiel. Daniël 5. En ons lees vanaf die eerste versie. En dit gaan oor daardie fees wat Belsasar gehou het en wat daar gebeur het. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. 'n Maaltyd en wyn.
toe hy onder die invloed van die drank was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens, byvrouens, daaruit kon drink. Daardie bekers, liewe broer en suster, was 'n kosbaarheid, was 'n heiligheid in die tempel van Jerusalem. Nebukadneser het dit daar weggeneem en nou kom sy opvolger Belsasar en hy ontheilig daardie bekers om dit vol te skink met drank en daaruit te drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem en die koning en sy hoofamptenare, vrouens, byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode, hoor nou mooi, en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip het hulle geprys. Met ander woorde, hulle het gebuig voor afgode. En nou, met eens verskyn daartoe 'n menshand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was bang. Sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Nou, hierdie versie, letterlik, hy het hom nat gemaak soos 'n babatjie van daardie angs wat hom beetgepak het. Want hy het niks verstaan wat daar gebeur nie. En dan nou vanaf vers 22, maar u Belsasar, dis nou Daniël, kyk hy toe nou vir Daniël uiteindelik gry, want sy eie raadgewers kon nie die skrif ontsyfer nie, en toe roep hy vir Daniël. Nou sê Daniël, maar u Belsasar, wat hom opgevolg het, wat vir Nebukadneser opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet, u het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel, die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u en die hoofamptenare, u vrouens, u byvrouens, het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud, brons, yster, hout, klip geprys, gode wat nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en niks weet nie. U het nie die God geëer, wie u die lewensasem ontvang het, en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur, en is hierdie woorde geskryf. En nou kom hy en hy sê wat daar staan, getel, geweeg en verdeel. Mene tekel u vas in. En dis die betekenis van die woorde, getel. God het die jare van die koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Vreeslik, né, om dit te hoor. Geweeg. U is geweeg en te lig bevind. Nog vreesliker. En nou, die ergste, verdeel. U koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek, goue halsketting omgehang, en hy is uitgeroep as regerder, derde in rang in die koninkryk. En nou vers 30. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Dit was sy einde, die dood. Die dood. En so is dit ook as ons in ongehoorsaamheid en in goddeloosheid lewe, dan wag die ewige dood vir die mens. God se tema op my feesprogram, God se item op my feesprogram, dis die tema van vanoggend se boodskap. God se item.
En dit is mos so dat elkeen van ons 'n baie vol program in ons lewe het wat soms dadelik afgehandel moet word. Ja, en veral in hierdie dae van 'n feesseisoen. Ons jaag van die een punt na die ander punt om alles klaar te kry. En as ons ander kant kom, dan is ons uit asem. En so dikwels vind ons dan al hierdie gejaagdheid het niks opgelewer nie. Dis alles tevergeefs. Die Spreuke stel dit vir ons so mooi. Alles 'n gejaag na wind. Want ons kan net die wind hoor, ons kan dit nie sien nie. Ons kan nie daaraan vat nie. Dis tevergeefs. Geliefdes, ons kan die hele lewe vergelyk met 'n program van een of ander feesgeleentheid waarop daar 'n verskeidenheid van items is. Maar die vraag is, waar kom al hierdie items vandaan op ons program? En die antwoord is duidelik. Ek plaas dit daarop. Ek is verantwoordelik vir elke item op my lewensprogram. En ook in hierdie Kersgety. En nou moet jy mooi hoor, ek het nie gekom vanmôre om vir julle te sê, moenie Kersfees vier nie, glad nie, jy moet dit doen. Maar weer in die regte verhouding tot God. Ons is oorlaai met oorvol byeenkomste wanneer Kersseisoen aanbreek. O ja, dit begin met 'n handvol jaareindfunksies by die werk, by organisasies en verenigings waaraan ons behoort. En dit eindig op 25 Desember met 'n fees. Maar wat tragies is, liewe broer en suster, ons feesverrigtinge in Kersfeestyd, die belangrikste item op ons program verskyn daar nie, en daai item se naam is Jesus Christus. Ons Here wie gekom het om ons te red en te verlos. Ja, so dikwels vergeet ons van hom, waaroor alles moet gaan. Jesus Christus. En so was dit ook daar, met ou koning Belsasar se fees. Hy het die een na die ander item op sy program geplaas. Items wat die wêreld graag sou wil sien en wou hoor. Oor genoeg kos. 'n oorvloed van drank, akrobatiese spel, vermaaklikheidsitems, baie vrouens. Hy het agteroor gesit en na die ander item gekyk, vol van selfvertroue en tevredenheid. Hy was gelukkig. Want sy bedoeling met hierdie fees was dit, om die verlede met al sy skuld uit te wis en die hede met al sy verveling te vergeet. En so is dit vandag nog, wanneer ons fees vier, dis in oormaat, sodat ons die skuld moet uitwis en die verveling wat daar in die ou lewe is, vergeet. En dan, wanneer ons fees vier weg van die Here God, wat gebeur dan? Dan buig ons voor afgodsdienaars, voor die afgode. Hulle kry die voorrang. Nou kom ons lig nou een enkele item uit, wat op Belsasar se program was, drank. En laat ek nou sommer dadelik sê,
Ek is ook lief vir my wyntjie om voor 'n maaltyd te nuttig. Is iemand vanmôre in die diens wat vir julle kan sê, hoeveel drink ek dan? Hoeveel dink julle? Hoeveel kelkies? Daar's niks meer verkeerd nie. Maar wanneer dit kom in oorvloed, wanneer dit jou brein beneveld maak, wanneer jy vir die Here een kant toe skuif, dan is daar fout. Want jy sien, drank laat jou dinge doen wat jy onder normale omstandighede nooit sou doen nie. Dit maak jou sterk sonder krag. Dit maak jou slim sonder verstand. Dit maak jou ryk sonder geld. Drank laat mense soms heilige kennis en godslastering pleeg, soos met Belsasar, met daardie goue en silwer bekers. En dis dan wanneer ons dan uitdagend voor God staan, want ons kan nie meer reg dink nie. Jy daag hom eintlik uit, jy tart hom met jou optrede en die toestand waarin jy verkeer. So pragtig, hierdie klokkespel, né? Nou maar kyk wat 'n drank aan Belsasar gedoen, onder die invloed wil hy iets groots doen om die ou feesstemming 'n bietjie 'n paar grade op te stoot, sodat daar 'n bietjie lewe kan kom. En hy besluit, bring daai bekers, daai goue en silwer bekers, wat eintlik in die tempel van Jerusalem was tot eer van die Here God. Bring hulle. Hy sê vir die kelners, maak hulle vol drank. En drink almal daaruit. En dit was gevaarlik. Meer nog as daar geen verering van God by die fees is nie. Maar wat hierdie koning nie geweet het nie, is dat daar iets aan die gebeur was in daai feessaal. En weet jy die verhaal van daardie fees? Het deur die jare heen 'n boodskap aan ons elkeen en aan die kerk en aan die wêreld tot vandag toe. Aan hierdie wêreld wat vir God geen plek het nie. Ja, daar's wel 'n plek vir God met 'n klein lettertjie gespel, maar nie vir die God van die Bybel nie. En Belsasar het gedink, hy wil sy gode, of eintlik vir God van die Bybel, gelykstel aan sy gode. Dit is die beeld van vandag nog. Besig om een na die ander item op ons lewensprogram te plaas. Maar sonder God. Dis hoe dit vandag lyk. En ons staan skuldig daaraan. 'n te vol program. Ons is te besig. Alles doen ons soos ons wil. Ons dink aan God soos ons wil. Ons gee aan hom 'n plek waar ons wil. En pas hom in volgens ons wil. Ons handel met God op ons terme, in plaas van daarvan dat ons hom sal toelaat dat hy met ons handel. Hy roep ons om vir hom diensbaar te wees, maar hy tog, hoeveel verskonings het ons nie. Dit is hoe die mens van vandag se volprogram lyk. Daar is nie nog plek vir God nie, want hy is oorvol van items, ander items. Totdat, en nou moet jy mooi luister, totdat God in my lewe ingryp. Totdat hy my klein maak. Tot daai oomblik. En onverwags, daar in die feessaal van Belsasar, verskyn daar 'n item op sy program.
'n item wat hy nie vooraf gereël het nie. 'n item waar hy nie nooit gedink het nie. Dis 'n item wat God invoeg, presies waar God dit wil hê. Juis daar, by die wêreldse fees, waar afgode vereer en gedien word. Daai item was 'n mensehand wat verskyn teen die muur en begin te skryf. Maar daardie woorde was vir Belsasar bo sy vuurmaakplek. Hy kon niks verstaan nie. Wat die koning daar sien is nie 'n illusie van 'n dronk man se benevelde brein nie. Dis 'n Godsopenbaring in menslike vorm. God roep halt aan die sondige luidrugtigheid van 'n dronk man se fees. God is besig om sy item te skryf op Belsasar se feesprogram. 'n bewegende, lewenlose hand. Skryf. En dit maak vir Belsasar, die magtige koning, bang, vreesbevange. Ons het nou sopas gelees, sy gelaatskleur het verander, sy bene het begin bewe. Kan jy dit jou voorstel, die magtige koning Belsasar is ewe skielik bang en benoud en sonder enige woorde. Die valse moed wat drank gee, verdamp totaal en al. Hy staan magteloos voor die almagtige God van hemel en aarde. En dit is hoe God, liewe broer en suster, te werk gaan met goddelose mense. Met mense waar daar nie plek in hulle lewens vir God is nie. Ook nie plek vir God se item op hulle program nie. Wat hom so bang gemaak het, was die verskyning van God se item op sy feesprogram. En wat was sy reaksie? Hy neem sy toevlug na wêreldse dinge. Na sy raadgewers toe en sy aardse besittings. Hy roep hulle nader en sê, kom, maak gou. Ek wil hê julle moet daardie skrif teen die muur moet julle vir my ontsyfer. Ek wil weet wat dit is. En hy bied vir hulle vergoeding aan. Hy sê as julle dit kan doen, dan gaan ek 'n koninklike kleed vir elkeen van julle aantrek. 'n Goue halssnoer sal ek om julle nekke hang. Julle sal bevorder word tot 3de in rangorde. Het hulle daarin geslaag? Nee. Ons het dit gelees. Nee. Hulle kon dit nie ontsyfer nie. En toe word Daniël geroep. Wat jy sien, Daniël is God se boodskapper. Daniël is God se man. Daniël verstaan God se taal. Daniël is te vol toegerus om die geheime te verklaar, want Daniël beweeg saam met God. Daniël ken die pad, want hy weet die pad lei na God toe. En daai boodskap is kort en kragtig. Dit draai geen doekies om nie. God se boodskap is reguit en duidelik. Mene, tekel Ifarsen. Vertaal, getel, geweeg, verdeel. En Daniël sê vir hom, Belsasar, hier op God se weegskaal word jy te lig bevind. Te lig, Belsasar. Nie omdat jy geen God in jou lewe het nie, maar jy het te veel. Jy het te veel gode in jou lewe, maar geen plek vir die ware God nie. Dit ontbreek, Belsasar. Dit ontbreek. Voor hierdie God, liewe broer en suster, sal elkeen van ons eendag moet verskyn. En hoe verskriklik sal dit wees as die mens daar staan, soos Belsasar, en die slegte nuus hoor,
geweeg en te lig bevind vir my koninkryk. Gaan weg van my. Liewe broer en suster, ek wil sluit. Ons staan nou in die midde van 'n feesgety. En dit moet 'n wonderlike fees wees, natuurlik. Die Here verwag dit van ons. 'n Fees van welbehae, want die Heiland is gebore in stille Bethlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So moet ons fees vier. Maar hoe lyk die mense feesprogram eintlik? Sal hierdie Heiland wat gekom het, wat vir ons gebore is, daarmee tevrede wees? Want vir so baie mense in hierdie ou wêreld het dit net 'n tyd van joulheid geword, vol uitspattigheid, vol van wêreldse plesier, vol van kos, oorvloed van drank. Feesmaal by Kerslig, geskenke by die Kersboom, en Sondag en op Kersdag. Eintlik die dag van ontspanning, want ek het so hard gewerk hierdie jaar. Ek het daarom so af en toe kerk toe gekom, en nou hoekom moet ek nog hierdie Sondag en op hierdie Kersdag ook nog kerk toe kom? Alles sonder Jesus, die Christus waaroor Kerstyd eintlik gaan. Ja, 'n vakansietyd, gelaai met ons items, sonder 'n item afgestaan aan Jesus Christus. Is dit hoe ons Kersfees moet vier? 'n Tyd so vol van wêreldse items, sonder Christus. Liewe broer en suster, en ek het eintlik hartseer geword toe ek daaraan dink. So kyk Jesus vir ons. En ek dink hy skud sy kop uit meegevoel met ons items. En hy kom vanmôre en saggies, nie lawaaierig nie, kom buig hy na elkeen van ons toe. En hy sê vir ons, boetie, sussie, my kinders, het jy vergeet van my? Het jy vergeet, dis my verjaarsdag? Is dit hoe jy dit gaan vier? Ek wil so graag hê, sê Jesus vir ons, dat julle hierdie feestyd sal geniet en ontspan, maar dan in die regte verhouding tot my. Maak plek vir my in jou ontspanning, maak plek vir my by jou maaltye, maak plek vir my by jou geskenke, maak plek vir my by jou samesyn. Ja, in alles, asseblief my kinders, in die regte verhouding tot my. En weet jy, as ons dit doen, sal ons hierdie feestyd geniet. Ons sal lekker eet, ons sal ons drankie lekker geniet. Ons sal so lekker ontspan, saam met familie en vriende. Ons sal kerk toe kom. Ons sal hom kom eer vir wat hy is. Die item van ware vrede, van ware vreugde, van ware dankbaarheid, plaas ons dan op ons feesprogram. En gee ons so alle eer aan hom. En so alle paaie lei na Jesus ook in hierdie Kerstyd. Mag die Here ons genadig wees.
Mag dit 'n wonderlike tyd wees. Mag ons lekker ontspan, lekker fees vier. Maar dan gaan ons dit doen, saam met hom. Amen. Ons dierbare Here Jesus Christus, U het nou met ons gepraat. U het ons aangeraak. En nou wag U wat ons antwoord gaan wees. Here, ons wil so graag vir U eer. En deur U genade en die werking van die Heilige Gees gaan ons hierdie Kerstyd vir U elke dag, elke oomblik 'n item gee op ons feesprogram. Help ons daartoe. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit dan met ons ankerlied. Daardie pragtige oorwinningslied. Want ons moet altyd onthou, hy het in der waarheid gekom, dat ons die oorwinning sal vier. Kom ons staan, kom ons sing dit hartlik saam. Kom ons juig, kom ons wys vir hom vanmôre. Wanneer ons dit sing, ons is bly. Ons is bly. Hy is ons koning, hy regeer. Hy is ons rots, wat ewig sal bly staan. Ja, en dan sy woord sal nooit verander nie en nooit tot niet gaan nie. Kom ons sing dit, die pragtige oorwinningslied. Net my gees die glorie aan die Heer, ja, hoogste wat in liefde oor sy op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons lof, hef jou hande op na bo, blaas besyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Wat gaan neerdaal op ons in hierdie tyd? Die Here sal julle seën en sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genade betoon. Die Here sal julle gebede verhoor. Maar laat hom toe om sy item op julle feesprogram te skryf.
Amen.